Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Dinsdag 24 Maart, om volmaak en volkome staande te bly. Kom ons open met gebed. Liewe Jesus, ons kom met dankbare harte na U vir die wysheid en die insig wat ons die voorreg het om te leer uit U woord. Liewe Heer, laat ons asseblief dit gebruik om nader aan U te groei. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Boeke was al oor die doelgerigte lewe en die doelgerigte kerk geskryf. Terwyl doelgerigtheid dalk nie heeltemal reg vermag word nie, is 'n duidelike doelgerigte fokus essensieel om enige betekenisvolle doel te kan bereik. Paulus se lewe en bediening, asook sy medewerkers en die ander apostelsin, bevestig hierdie fokus. Filippense 3 vers 13 en 14 sê vir ons: Broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie, maar een ding. Ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Filippense 3 vers 13 en 14. Die resultate spreek vanself. Die evangelie het vinnig dwars deur die Romeinse ryk en verder versprei. Kolossense 1 vers 23 sê vir ons: As julle ten minste gegrond en vas bly in die geloof en julle nie laat afbring van die hoop van die evangelie nie, wat julle gehoor het en wat verkondig is in die ganse mensdom onder die hemel waarvan ek, Paulus, 'n dienaar geword het. Dieselfde fokus is nodig vir vandag. Lees Kolossense 4 vers 12 en 13. Watter doel word hier beskryf en hoe moet dit vervul word? Ons lees Kolossense 4 vers 12 en 13. Epaphras, wat een van julle is, 'n diensknegt van Christus, groet julle en stry altyd vir julle in die gebede, dat julle volmaak en volkome mag staan in die ganse wil van God. Want ek getuig van hom dat hy 'n groot ywer het vir julle en vir die wat in Laodicea en die wat in Hierapolis is. Kolossense 4 vers 12 en 13. Soos ons in 'n vorige les daarna verwys het, was Epaphras instrumenteel in die verspreiding van die evangelie in Kolosse en in die nabygeleë stede van Laodicea en in Hierapolis. Sien gerus les 1. Sy groete en gebede vir hierdie kerke het sonder twyfel die gelowiges daar bemoedig. Epaphras se gebede het 'n duidelike fokus gehad, dat die Kolossense volmaak en volkome mag staan in die ganse wil van God, soos gelees in Kolossense 4 vers 12. Kom ons ondersoek die kosbare samestellings van hierdie gebed versigtig. Staan. Die woord bekend om vas en onbeweeglik te staan, wat net moontlik is deur gegrond en vas te bly in die geloof, en julle nie laat afbring van die hoop van die evangelie nie, Kolossense 1 vers 23. Dieselfde woord word verskeie kere deur Paulus gebruik met verwysing na die worstelstryd teen die liste van die duiwel in Efesiërs 6 vers 11 en om die wêreldheersers van die duisternis te weerstaan met goddelike krag deur die volle wapenrusting van God aan te trek. Ons lees Efesiërs 6 vers 10 tot 8. Eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom, neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van geloof op, waarmee julle al die vuurige pyle van die bose sal kan uitblus.
en neem die helm van verlossing en die swaard van die Gees, dit is die woord van God, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees en juis daartoe waak, met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Ons vergelyk dan met 2 Timoteus 2 vers 19 wat lees: Ewenwel, die fundament van God staan vas met hierdie seël. Die Here ken die wat syne is en laat elkeen wat die naam van Christus noem, afstand doen van die ongeregtigheid. 2 Timoteus 2 vers 19. Volmaak. Hierdie woord verwys na die vervolmaking van die karakter wat deur opofferende liefde betoning sy uiterste einddoel bereik. In Matteus 5 vers 44 en 48, deur diegene wat nooit sal reken dat hulle dit al verkry het nie. Matteus 5 vers 44 en 48 lees: Maar ek sê vir julle, julle moet jul vyande lief hê, seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, en bid vir die wat julle bedreig en julle vervolg. Wees julle dan volmaak soos julle Vader in die hemele volmaak is. Filippense 3 vers 12 tot 15 lees ook: Nie dat ek dit al verkry het of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna, of ek dit ook kan gryp, omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is. Broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie, maar een ding. Ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Laat ons almal dan, wat volmaak is, so gesind wees, en as julle anders gesind is, sal God dit ook aan julle openbaar. Filippense 3 vers 12 tot 15. Volkome. Hierdie kragtige woord beteken om ten volle oortuig te wees of iets tot volle maat te bring. Dit word gebruik om Abraham, wat ten volle oortuig was dat God mag het om te doen wat hy beloof het, al was dit menslik gesproke onmoontlik. Romeine 4 vers 21 sê vir ons: En was ten volle oortuig dat hy ook die mag het om te doen wat hy beloof het. En Paulus, wat in 2 Timoteus 4 vers 17 deur die Here krag gegee was, sodat deur my die prediking heeltemal volbring kan word. Die gaanse wil van God. Die woord gaanse is allesomvattend. Paulus self bid dat die Kolossense met 'n kennis van God se wil gevul sou word, en Kolossense 1 vers 9 en 10, sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel om hom in alles te behaag, en Kolossense 1 vers 11, deur die mag van sy heerlikheid.